heerlikheid tot in alle ewigheid. U is, u was en u sal vir altyd wees. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en Christus Jesus ons Verlosser, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die volgende loflied sing aan die kruis, gee hy sy lewe. Heer onze God, as ons vanmôre so sing oor U wat die lewe aan die kruis ook vir ons gegee het,
dan besef ons dat ons eintlik daarvan geen snars kan verdien nie. Dan besef ons dat dit eintlik ons moes wees wat aan daardie kruis sou gesterf het. Want dit is ons skuld, ons sonde waarvoor ons Here Jesus daar gaan en gelei en gesterf. Maar dan besef ons weer vanmôre, Here, dat ons self nie eintlik vir ons skuld kon betaal nie. Want ons is daarvoor geestelik te bankroet. Dankie dat U self die lam voorsien het. Maar dat hierdie lam uiteindelik ook die leeu op die troon daar in die troonsaal van die hemel is. Want hy vir ons die oorwinning behaal. Hy wat tot in alle ewigheid sal heers, het vir ons so lief dat hy sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons tot in alle ewigheid saam met hom kan wees. En daarom kan ons vanmôre nie anders as om te loof en te prys. En ons self ook aan U te wy, soos wat ons ook in hierdie liedere wat ons gesing het vanmôre gedoen. Ons kan nooit uitgepraat en nooit uitgesing raak oor die genade, oor die liefde wat so groot is. Vanmôre kom omarm ons te weer deur die geloof, Here. En ons wil vir U dankie sê dat ons weet dit is vir elkeen van ons gedoen, van klein tot groot, jong en oud. U het self die offerlam gegee. U se liggaam gebreek is en U se bloed gevloei. En dat ons dit vanmôre ook weer die nagmaal kan kom herdenk, is vir ons 'n voorreg. Maar ook 'n voorreg dat ons weet die verantwoordelikheid aan ons gee om ook as verlossers te gaan lewe. Kom dan asseblief vanmôre deur die woord en deur die Gees en raak ons aan, sodat ons ook tot inkeer sal kom. 'n afkeer sal hê in dit wat ons verkeerd doen. Sal omkeer uit hierdie lewe weg van U en sal terugkeer na ons God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre is uit Lukas hoofstuk 15, die baie bekende gedeelte van die gelykenis van die verlore seun. Met ons tema vanmôre inkeer, afkeer, omkeer, terugkeer. Ons lees van vers 11 af hier in Lukas hoofstuk 15. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, "Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom." Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van sy ouerhuis af na 'n ver land vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n baie hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het dus sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en weet hom na sy plaas gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, "My pa en wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word. Behandel my soos een van pa se dagloners." En hy het sonder versuim na sy pa teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Ons lees dit daar uit die Here se woord. Ons lees dat hy daar tot inkeer gekom het. Hy sê, "My pa, wie weet hoeveel dagloners en hier vergaan ek van honger, ek sal dadelik na my pa toe teruggaan." En dan sê hy in vers 20, en hy het sonder versuim
na sy pa toe terug. So deur die loop van verlede jaar met ons besoeke daar aan die Vista-Rus sendingstasie in Port Elizabeth, het ek met 'n jong man te make gekry en op 'n gesprek met hom gevoer. Die jong man het vir my vertel hoe dat hy al van die ouderdom van 12 jaar af dwelms begin gebruik het. Gou was hy in die doodstrip ook van bendegeweld en van dwelmafhanklikheid vasgevang. Wat eers vir hom as 'n jong seun so aanloklik gelyk het, die lewe en bestaan saam met hierdie bendes, waarin jy op vryheid die dwelms kon kry, was besig om sy lewe totaal en al te vernietig. 10 jaar lang het hy in hierdie doodspiraal vasgevang gesit, met eintlik geen uitkoms dat daar iets positiefs van sy lewe enigstens sou kon word. Tot op 'n dag, op ouderdom 22 jaar, dat hy daar by die rehabilitasieplek ingestap het en begin het om sy lewe weer stuk vir stuk terug te kry en terug te vat. Ek vra hom toe wat hom by die punt gebring het, waar hy nou bereid was om te gaan, om hulp te gaan vra. Sy antwoord was aangrypend. Het vir my gesê, ek het 'n pa gehad, wat nog die hele tyd vir my gedoen het. Ek het geweet dat as ek net sou weer by 'n punt kom waar ek my lewe wil terugneem, my pa my sal help om my voete op hierdie pad te kan hou. Ek het op die nulpunt van my lewe gekom en ek het vir my pa gesê, ek kan eenvoudig net nie meer verder. My pa en my vertroue dat my pa my in hierdie proses sal help, het my op hierdie pad van herstel geplaas. Is dit nie presies wat met hierdie jong man van hierdie gelykenis in Lukas 15 ook gebeur het? Die werklikhede van die lewe wat vir hom so aanloklik gelyk het, maar wat hom eintlik by 'n nulpunt in sy lewe gebring het. Hierdie aanloklikhede wat hy gedink het vir hom vryheid sou bring, los van die dissipline van sy ouers, was eintlik uiteindelik ook die dinge wat hom mettertyd gevangen gemaak het. Hierdie jong man van Lukas 15 was vasgevang in hierdie doodspiraal. En kan ons hier lees dat op 'n vroeë ouderdom het sy lewe eintlik tot stilstand gekom. 'n Lewe tussen die varke was eintlik vir hom vir die res van sy lewe sy voorraad. Toe gebeur daar iets met hom. Of kan ek eerder sê, toe gebeur daar iets binne in hom. Hy kom tot inkeer. Kan ek vanmôre vir elkeen van ons vra, en watter vark is jy daar op hierdie oomblik? Jy dan ook gedink dat hierdie aanloklikhede van die wêreld vir jou vryheid sal bring. Dan leef jy ook vanmôre in 'n varkhok van dinge wat baie lank gelede met jou gebeur het, maar wat vandag nog steeds 'n mag uitoefen oor jou. Miskien leef jy na die varkhokke van fisiese en emosionele ellende, omdat jy gedink het dat jy jou lewe sal leef volgens die reëls wat jy self sal bepaal. Dan voel dit vir jou vanmôre dat jou lewe ook tot stilstand gekom het.
En hierdie varkbokke waarin ons lewe, kan enigiets wees wat vir ons vasgevang hou, wat mag uitoefen oor ons lewe, wat ons lewe totaal en al beheer. Dit kan ons werke wees, dit kan ons vriende wees, dit kan ons ingesteldheid wees teenoor die lewe, dit kan 'n sonde van watter aard ook al wees wat ons koester. Kom dan vanmôre ook op inneem. Besef vanmôre dat al hierdie dinge wat vir jou so belangrik is, en al hierdie dinge wat vir jou so belangrik lyk, jou eintlik maar net 'n gevangene daarvan gaan maak. Hierdie dinge laat ons lewe in 'n doodspiraal. Dis hierdie dinge wat maak dat ons geestelik en psigies en emosioneel baie kere stukkie vir stukkie doodgaan. Die inkeer daar tussen hierdie varke en hierdie jong man ook tot 'n afkeer aan sy omstandighede gebring. Hy daar tot die besef gekom dat hierdie omstandighede is besig om hom te vernietig. En dan lees ons hier dat daar by 'n afkeer gekom het, dat daar by hom eintlik 'n walging gekom het oor sy omstandighede. Moet jy weet, daar is hom 'n baie beter lewe as net die varke waarin hy sit. Selfs sy pa se slawe, so besef hy op daardie oomblik, het 'n beter lewe as hy. En ek vanmôre met jou en myself moet bly, dat ons sal besef dat daar meer in die lewe vir ons is, as dat ons met varkbokke tevrede moet wees. Dat ons op 'n punt moet kom, waar ons ook sê, genoeg van hierdie varkbok lewe. God het ons gemaak, nie om ons lewe in hierdie varkbokke gevange te sit. God, so sê die digter van Psalm 8, het ons dan skaars minder as hy hemelse wese gemaak. En dit was nooit, maar nooit God se plan met my en met jou, dat ons gevangenes van ons eie selfgemaakte varkbokke sal wees. Kom ons besef vanmôre dat ons nie in hierdie varkbokke gevange hoef te sit. Dat ons nie gevangenes hoef te wees van ons verlede. Dat ons nie 'n slagoffer hoef te wees van die wêreld waarin ons lewe, waarin daar eise op soveel terreine aan ons opgedwing word en wat in die proses eintlik besig is om ons dood te bring. Jesus moet vir ons die oorvloedse lewe kom gee. En nie op die tyd gewoon dat ons slag gemal geraak. Dat ons dan tot hierdie niemand met 'n vark op die Here tevrede was. Hierdie jongman se afkeer aan sy situasie het hom omkeer laat maak. Hy besef dat die enigste manier in die varkbok is dat hy sy sondes moet erken en dat hy dan sy pa moet gaan bely. Hy moes sy eie foute en sy eie verkeerde optredes vierkantig in die oë gaan kyk. Hy moes verantwoordelikheid neem vir sy eie keuses, sy eie foute, sy verkeerde optrede. Die varkbokke waarin hy en ek ons bevind is niemand anders as ons eie skuld. Dis jy en ek wat gekies het om ons deur die aanloklikhede van hierdie tydsgees waarin ons lewe te laat verlei. Dis ons self wat gekies het om te dink dat hoe meer ons het, hoe gelukkiger sal ons in die lewe wees, net om uit te vind dat ons later gevangenes is van ons besittings en die leefwyse wat ons probeer handhaaf.
Kom ons erken 'n slag dat dit wat ons gedink het vir ons die beste sou wees in die lewe, eintlik maar net vir ons 'n minimum van ons lewe opgeleef het. En kom ons bely hierdie dinge dan eerlik aan onsself. En ons bely dit op ons knieë voor die Here. En staan dan op, soos wat hierdie jongman gedag gemaak het, en maak het terugkeer. Want jy sien, 'n mens kan tot inkeer kom, jy kan 'n afkeer hê aan jou omstandighede, jy kan 'n omkeer maak deur jouself voor te neem tot beter keuses. En dan kan jy nog steeds in daardie vlak opwys. Dis eers as jy opstaan. Dis eers as jy terugkeer dat jy uit daardie geval begin staan. Dis eers dan dat ons ellendige omstandighede verander kan word. Hierdie jongman het sonder versuim opgestaan en na sy pa teruggegaan. Maar nou moet ons weet ook vanmôre dat hierdie teruggaan na God toe vra iets van ons. Dit vra dat ons onsself aan God se reëls sal onderwerp. Dit vra dat ons vir God sal toelaat om vir ons 'n nuwe hart te gee. Dit vra van ons die toewyding. Om te weet dat dit wat op hierdie dag vir ons belangrik was, voor die voete van die kruis neergelê word, sodat ons daarvandaan kan wegstaan. Dit vra dat ons wil onder God se wil sal ontwyk. Hierdie jongman het meer gekry as waarvoor hy gehoop het en dit wat hy verwag het. Want sien, het 'n pa gehad wat die hele tyd na die uitkyk was vir hom. Hy het 'n pa gehad wat met oop arms om te gaan het. En weet jy, ons het die hemelse Vader wat ook met oop arms vir ons staan en wag. Trouwens, ons hemelse Vader se arms is so oop vir jou en vir my, dat hy sy seun se arms aan 'n kruishout laat oopspan om ons te kan ontvang. My hemelse Vader, hierdie oomblik, vir jou en vir my om te uitkyk om uit ons varkokanaal te kom. Doen dit vanmôre onverwyder. Want dit is vir jou en vir my die beste van God se sy. Dus God alleen, wat ons nulpunt bestaan, kan verander in 'n volpunt lewe. Amen. Ek wil vra dat ons vanmôre saam sal luister na hierdie lied wat die sanggroep vir ons gaan sing. En in hierdie lied kom sê ons, neem my hart hier. En dat ons met geboue hoofde en met oor daarna sal luister. En sal identifiseer wat met hierdie lied. Dus neem oor my hart, oor my.
Heer ons God, ons het sopas onsself aan U kom gee, onsself aan U kom toewy. Ons het sopas kom sê, Heer, hier is my hart, hier is my lewe. Dankie dat ons weer U staan in hierdie môre ook met oop arms vir ons en wag. Sonder verwydering. U wil ons laat deel in die oorvloedslewe wat U vir ons as kinders bedoel het. Here, ons kom gee nou in hierdie oomblik ons hart, ons lewe. En ook daardie dinge wat ons gevange hou binne ons selfgemaakte varkbokke aan U. Ons wil bevry ons asseblief daarvan. Help ons, hier vandaan aan, elke dag, door binne te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanmôre die nagmaal saam gebruik as ons die lied sing van Piet Smit, die nagmaalslied. Dan sal jy sien, is daar 'n gedeelte waar hy sê, neem die brood, en dan is daar 'n plekkie wat aanwys, dan neem ons die brood, en dan is daar neem die wyn, dan is daar ook wat aanwys, dan neem ons ook die wyn. En ons probeer die manier van môre dat we kan doen, waar ons onsself ook in die nagmaal aan die Here kom toewy. Want julle sien hierdie brood wat gebreek is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Sy liggaam wat vir ons gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Sy liggaam wat gebreek is sodat daar vir ons sondes ook betaal word. En as ons dit dan het ook gebruik, dan moet ons daaraan dink en glo dat sy liggaam vir elke een van ons persoonlik gebreek is tot versoening van ons sondes. En as ons dan ook net die wyn gaan gebruik, dan moet ons verkeer dat soos hierdie wyn uit die een beker en die ander een invloei, so het die Here wat uit die Here Jesus uitgevloei in die waarheid in elke een van ons kan invloei. As ons glo dat Christus ons Here en Verlosser is, dan kan ons leef in daardie lewe, dat ons tot in alle ewigheid. Amen. Net nou as ons dit gebruik, die wyn, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome vergifnis van die sonde, sodat ons elke een oorwinning kan gaan doen. Kom so terwyl ons sit, sing ons dan ook hierdie lied en ons gebruik die wyn en die brood soos wat we elkaar gebruik. Jesus Christ.
bedelings van die liggaam en die bloed. Die is vir ons gebreek en vir ons gedoen. Baie, baie dankie Here, dat ons kan deel hê aan hierdie oorvloed van genade. Dat nie een van ons vanmôre daar uitgesluit staan. Dat U voor elke een van ons vanmôre kom staan en sê, neem dit is vir jou. Weet dat ek persoonlik vir jou aan die kruis sou gesterf. Gaan leef dan. 'n lewe van oorwinning. Gaan leef dan vanuit die wete dat jou skuld betaal is. Dat die duiwel se mag oor jou gebreek is. Gaan leef dan met die wete dat ek saam met jou is en by jou is om jou in hierdie oorwinningslewe by te staan. Here, dankie dat ons kan weet dat dit wat ons vanmôre ook voor die voete van die kruis kom leer het, deur U gedra is, alreeds daar op Golgotha. Dankie dat ons kan weet, ons kan vry wegstap vanmôre. Want U het ons sondes in die diepsee gegooi. U het hierdie skuldlas teen ons ook aan die kruis vasgespijker. U ontvang ons vanmôre met oop arms. Sê vir ons, jy is my lewe tot in die eeuw. Daarvoor wil ons U loof met prys en eer. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en dan sê ons voor die kruis op Heerlik Vader, graag wil ek weer op ons weet, God staan met oop arms om ons te ontvang. Na die uitspreek van die Seën, ons hersendingslied waar ons sê, genade onbeskryflik groot het God. Amen.
van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by elkeen van ons. Amen.